Papa Joe's Collectibles op Berrydale is nie jou tipiese antiekversamelaarswinkel nie. Hulle verwys onder andere daarna as meganiese antiek. Want benewens die ou meubels, ou kombuisgoed en huisdinge wat hulle restoreer en verkoop, is daar ook die steampunk projekte. Ou pype en ketels en gasstofies kry 'n tweede lewe as lampe, kombuisdekor en boekrakke, om maar net enkele voorbeelde te noem. Andre het hom gaan verwonder. Vir bykans 3 dekades lank was Joe en sy vrou Monique suksesvolle beroepsmense. Joe die suksesvolle ingenieur en Mo die IT-bestuurder. Maar tog was daar 'n leemte. Wat was die gevoel geweest toe julle besef het julle het iets gemis? Ek dink beide van ons 30 jaar omtrent in die corporate lewe. Alles het net te veel geraad. Ons klein dorpie het 'n stad geword. Die lewe se gejaag het ons gejaag. Dit was tyd om 'n move te maak, was of nou of nooit nie. Plan gemaak en nou is ons hier. So ek sê altyd, jy kies nie Berrydale nie, Berrydale kies jou. En dit is seker baie moeilik, maar in 'n neutedop, want as ek so rondom my kyk, hier so baie wat aangaan in die winkel. Wat gebeur alles hier? Wat het julle alles hier? Meestal antieke, maar meer meganiese antieke. Ek's 'n meganiese ingenieur. Die goed vir my is so interessant. Itemme wat 100 jaar terug gemaak is, dat hulle weer vandag kan werk, nog steeds werk, dis vir my 'n lekker kry. Ja, so in 2021 het ek 'n Mojo second-hand store begin. So die winkel het 'n deeltjie nog van die tweedehands. Dan het ons ook restaurasies vir Joe doen en ook sy Papa Joe Steampunk, waar hulle industrial decor maak, soos hierdie lampe hier voor ons uit antieke items uit. Joe, jy het al van kleintyd daarvan gehou om met jou hande te werk. Ja, die liefde vir meganiese goed het regtig gebeur. Ek dink dit was voor ek 18 was. My eerste car engines oorgedoen, nog altyd in daai bedryf. Ek wou eintlik 'n mechanic geword het. Toe sê my pa in Sonne 9, Joe, wat van meganiese ingenieurswese? 40 jaar later nog steeds daarin. In Joe se werkswinkel fokus hy nie net op die restaurasie van antieke meganika nie, maar ook persoonlike restaurasie en natuurlik die bouproses van sy steampunk produkte. Joe, hierdie lyk soos 'n kern van 'n besigheid. Hier gebeur baie dinge. Wat doen jy alles hier? Dis basies ou meganiese goed wat ons regmaak dat hulle weer werk of net as 'n ornament. Die wat waar sy lewe op is, klaar is, maak ons 'n awesome steampunk projekkie van hom. Of as ek ietsie sien, dan kom 'n gedagte vir 'n steampunk lig of iets, dan sal ek hom maar aanvat. Meestal dat die ou antieke, die wat nou heeltemal klaar is, tweede lewe kan kry, as ook iets nuuts, iets anderste. En ons het 'n bietjie van 'n motto, you think it, we can create it. Dis net 'n kwessie van tyd, wat is dit beskikbaar en ons kan dit doen. En dis nou iets wat nou lekker in 'n man cave sal pas. Definitief. En jy weet, dit is een van ons groot dinge wat ons doen, is die man cave, waar iets heeltemal anders is. Daar's net een in die wêreld en dis hier gemaak. Blessing het 'n groot rol gespeel ook in jou en Mo se lewe hierso. Vertel my 'n bietjie van haar. Blessing is 'n eyster. Sy is al net oor die 2 jaar by ons en sy is my dogter plus my right hand en linkerhand. Sonder haar sal goed net 'n bietjie langer vat en 'n bietjie moeiliker wees. So want die twee van ons werk lekker, baie lekker saam. So I help both Moni and Joe. Moni typically on Mondays in the shop, and which is great because I'm studying at the moment, so I get to study while it's quiet. And then Joe, I help more so the cleaning and setting up of things, especially when it's a very complicated project that I don't have any expertise in, and Joe knows what to do. If it's my own project, Joe gave me the reins on that. So the first project I made on my own with Joe's help was my ostrich egg lamp. That was my pride and joy because it was the first thing I did by myself. So the work in the workshop is mechanical and practical, but it's also very creative. So it's been great. I've learned a lot and they're very supportive people. So they know that this is not my end goal and that I would want to go further. So while I'm here, they're currently supporting me with that. And I know that when I do spread my wings and leave the nest, that they'll be there always. Benewens die steampunk produkte, antieke meganiese apparate en die winkel se ware, is hier ook versamelstukke, ou plate en boeke. Nou, die kliënte, daar's 'n verskeidenheid van hulle wat hier verby op die R62 kom, maar
Waarvan hou hulle die meeste? Hierdie is 'n museum aan die een kant en aan die ander kant is 'n winkel. Dis nie altyd verkope nie, maar dis meer ons waardeer die opvoedkundige toere wat begin, waar die ouers met hulle kinders deurkom en jy kan hoor hoe hulle vertel, dis hoe dit gewerk het, jou oupa en my grootoupa en die het op dit gewerk. So dis net 'n lekker kry om te hoor ons kinders leer van ons geskiedenis. Ons is net hier af in die straat van Papa Joe's, so ons is basies spiere. Ons kom loop baie rond hier in hulle baie mooi winkel en ons gunsteling produkte is al hulle Route 62 aandenkings. Papa Joe is one of those guys who can fix anything, and if there's a little part or something that I need, Papa Joe scratches around in the back and he'll find it. Ons is lief vir hulle en wat vir my lekker is van die winkel is hier's alles. Ek self te maak goeders en ek kom om my verf te kry, kom om my idees te kry en baie keer kry ek goed hier wat ek gebruik. En dis altyd vir my lekker om te kom krap. Joe, hierdie lampe is een van jou gunsteling items. Hierdie is wat die myners gebruik het in die myn, party ouens ook op die spoorweë. 'n Basies baie eenvoudige konsep. In my opinie 'n bietjie gevaarlik. Hy het 'n kompartement hierbo wat jy volmaak met water. Kompartement onder, calciumcarbonate, is 'n poeier. En hier reguleer jy hoeveel water drup in die poeier in. En dit sal 'n gas maak. So acetylene gas het deurgekom, klein plekkie, vlammetjie gemaak en daai was jou lig wat die myners gebruik het onder in die myn. Baie eenvoudig, baie effektief vir baie jare gewerk. Calcium carbide lamp, miners lamp. Hierdie grammofoon is een van jou gunsteling items. Baie spesiaal, 1920, so sy's nou 100 jaar oud. Sy was glad nie in 'n werkende toestand nie. Joe het haar heeltemal gerestoreer. Okay, so hoe werk hy? Ek gaan hom 'n paar keer draai hierdie kant. As jy hom net vir my sal aansit daar. En ons gaan nou na die Foxtrot luister. So, Nostalgies. pragtig. Seker 'n trotse gevoel om te weet dat dit wat as 'n stokperdjie begin het, wat julle saam deur die jare gedoen het, nou, jy weet, julle lewe geword het en 'n verdere tweede loopbaan gemaak het. Ja, en dis wat nou 40 jaar later. So alles hier is 40 jaar ouer. En baie van die goedes is nie meer beskikbaar nie. So soos Monique gesê, dit is 'n bietjie van 'n museum. Dis 'n lekker kry. Ek kry elke dag hoendervleis as ons hier deurloop. En wat sê jy sê is die toekomsplanne vir julle? Kyk, ons groot ding is, hierdie is ons toekoms. Hierdie is ons laaste stap gewees. Dit is iets wat ons albei wil hê. En ek dink ons groot stap wat ons nou gedoen het, is ons aanlyn winkel ook. Jou se restaurasies is ook daar met die steampunk en dan die online winkel. In the world that we live today, which is a disposable world, we've got to treasure the past. And I think it is for future generations to understand where things came from. It's an education, and it's something we enjoy sharing. Nes Joe nuwe lewe in sy meganiese versamelstukke inblaas, so het hy en Monique deur hierdie passie aangedrewe besluit nuwe lewe in hulle eie lewens geblaas. En die eindresultaat is iets om beslis op trots te wees.